Amen, baie dankie julle. Ek glo nie daar is nog ietsie nie. Nou kan ons by die woord van die Here uitkom. Die lekkerste deel van die oggend. Halleluja. Is jy opgewonde om nog hier te wees vanoggend? Halleluja. Nou vanoggend gaan ek met u gesels. Waar gaan ek met u gesels? Wie die flyer gesien? Oei, jyne toch. Oei, jyne, daar is iemand wat nou onthou het, daar het hulle gegaan gegaan. Is daar nog iemand wat kan onthou waar ek met u gaan gesels vanoggend? Ja, nee. Sit nie wat die flyer gesê het nie. Ek gaan nie vir u weer die flyer opbring nie, moenie bekommerd wees nie. As jy hom nou gemis het, het jy hom gemis. Nee, sissie, dis maar wat dit is. Ja. Dis verby. Weet jy dat baie keer dinge in hierdie lewe soos daai flyer is? Ja. Dis verby. Ja. Weet jy dat baie keer dinge in hierdie lewe soos met daai flyer kry ons dit en ons vergeet van dit. Ware dit. Ons maak niks daarvan af. Is dit nie? Ja, amen. Dit is maar net nog ietsie. Ek sal later dan kyk, jy moenie bekommerd wees nie, betuie net jou vanoggend oor dit nie, dit is nie die einde van die wêreld nie. Dit is eintlik baie lekker om vanoggend so te begin. Want weet jy wat, kind van die Here, dis partykeer hoe ons in die lewe maak. Ons klomp klein dingetjies wat ons kry en ons gooi dit een kant en ons weet nie wat om met dit te doen nie, ons verwerk dit. Ek kom met die gesels vanoggend oor 'n puzzle. Wie weet hoe werk 'n puzzle? Hoe werk dit? Moet jy hom solve, okay? Stukkie vir stukkie. 'n Legkaart moet ons uit die boks uitgehaal word eers, is dit nie? Dis 'n goeie begin dink ek. En dan as ons hom daar uitgegooi het, wat doen ons met hom? Kan ons, as hy uitval, pak, kom alles net by mekaar, of hoe werk dit? Kyk ons op die boks eers die prentjie. En dan kry ons 'n idee wat dit moet wees. En dan wat doen ons daarna met dit? Kry die kante. So almal wil eers die buiterand bou, nee. Gaan dit werk as ons die binnekant eers te bou? Hoekom nie? Hoe het julle geleer om puzzles te bou? Ek grap. Begin altyd buite, nee. Dis ons geleer het om in te kleer ook. Kleer eers die buitelyntjies in en dan werk jy binne toe. Is dit nie? So die puzzle moet buite en dan binne toe en dan wat gebeur as ons hom nou binne, as ons klaar die kante gebou het, wat doen ons dan? Dan bou ons weer die kante binne toe, tot uiteindelik ons dan by die volle prentjie uitgekom het. Maar as ek nou vanoggend daai puzzle vat en ek gooi hom net so terug in die boks en ons haal hom net so 'n bietjie uit mekaar uit en ons is nou klaar met hom en ek gooi hom net weer uit, gaan hy weer wees, soos gaan ons weer die prentjie sien soos wat dit moet wees of wat? Soos gaan ons weer van voor af moet bou. So met ander woorde vanoggend, as ek nou reg verstaan volgens u, 'n puzzle moet konstant gebou word as hy opgebreek word. Is dit nie? Ja. En as ons hom klaar gebou het, dan begin ek eers die prentjie te sien van wat aangaan met die puzzle. Het jy baie keer gesien dat as jy die puzzle uithaal en die bou, dan lyk hy bietjie groter as op die boks, nee. Die boks is so bietjie, dit lyk altyd so bietjie mooier en dan pixelate hy so klein bietjie as jy hom nou gebou het. Nee. Maar weet jy, wanneer jy hom klaar gebou het, dan is daar 'n prentjie. Dan het daar iets met hierdie puzzle gebeur. Wat het met hierdie puzzle gebeur na ons hom gebou? Vorm gevat. 'n Puzzle of die legkaart het uiteindelik bietjie mening gekry. Die legkaart is nie net die stukkies wat leeg lê en nêrens jy het om te gaan. Elkeen het nou 'n plekkie waar hy inpas. Elkeen het nou 'n plekkie waar hy hoort. Ewe skielik maak die legkaart sin. Ewe skielik is dit nie net weer 'n puzzle en 'n boks en ons dink net aan 'n boks en ewe skielik het dit ietsie geword.
Dis nie baie keer wat gebeur wanneer die Here in ons lewens inkom. Dan gebeur daar ietsie binne ons. Dan die goedjies wat so deur mekaar gevoel het, wat so uit mekaar uitgeval het, begin dan so ewe skielik in mekaar in te pas. Ek weet nie of jy dit al ooit ervaar het nie, dat baie keer op 'n tyd in 'n ou se lewe, dan gebeur al baie dinge, dan wonder jy, Here, hoekom gaan ek deur hierdie goeders? Ek sit nou vanoggend en ek dink aan hierdie kinders wat na skool toe gaan. En ek dink aan my matriek, my eindjaar, my laaste jaar wat ek op skool was. Hoe vreesaanjaend dit was om jou laaste eksamen te skryf. Hoe dit was om die laaste wiskunde vraestel te gaan skryf. En jy skryf dit nie wat se tyd nie, jy skryf dit in 2-3 sessies. En dan wonder jy, Here, wat maak ek met al hierdie goeders? Want na skool gebruik ek dit nie noodwendig soos wat ek dit in skool sou gebruik het. Maar weet jy dat ons leer bietjie iets uit dit uit, ons leer bietjie om ons denkprosesse te verander. Wanneer ons deur hierdie goeders gaan, wanneer ek soos 'n legkaart voel op skool en ek voel, Here, daar is nie 'n plek en 'n rigting vir my om heen te gaan nie, dan begin die Here vir my die goeders in my lewe by te voeg, wat ek uiteindelik gaan nodig hê om te bereik wat ek moet bereik. Ek vat vanoggend, as ek nou vinnig net klein kan terugverwys na klein Jurgens. Ons verstaan nie vanoggend God se plan met sy lewe ten volle nie. Ons kan nie begryp eintlik die grootheid van God, wat hy eintlik in daai jong seun se lewe wil doen nie. En vanoggend kan ons maar net 'n klein glimpse hê van dit wat God wil doen, maar ons kan nie ten volle sien die groot plan van wat God eintlik vir hom het nie. Die Here kan vir ons voorinsig gee. Maar weet ons hoe lyk sy pad tot en met hy by hierdie insig uitgekom het? Weet ek van al die boublokke wat hy nodig het, al hierdie puzzelstukke wat hy nodig het om te word wie hy moet wees. En so in my en jou lewe het ons op dieselfde plek gekom, kind van die Here. Jesegiel 37 vanaf vers 1. Wil ek met u vanoggend deel oor een van die groot profete, of as ek dalk een van die klein profete eintlik volgens die leer, as ek nou nie verkeerd kan onthou nie. Maar in my boek een van die ouens wat eintlik 'n diep verhouding met God gehad het. 'n Profeet wat werklik verstaan het waar dit is, waar die lewe gaan. Jesegiel 37, baie mense het al hierdie gedeelte gehoor en ek glo baie ouens het dit al gepreek. Laas jaar op 'n geleentheid was ek by 'n diens gewees en 'n pastoor het hierdie gedeelte bedien en hy het gesê dat gewoonlik bedien ouens 'n preek of hierdie preek wanneer hulle niks voorberei het. Nou dis glad nie my hart vanoggend met jou nie. Dis nie asof ek nie dit voorberei het nie, ek wil dit net vir jou sê dat die Here het hierdie op my hart gelê van laasweek af toe ek by die huis kom van die konferensie of die streekse konferensie af. Oor die Gees van die Here wat die dorpbeendere herleef. Puzzelstukkies by mekaar bring. Dinge in herstel bring soos wat dit moet wees. En ek wil vir julle lees vanaf vers 1 en hy sê die hand van die Here was op my en hy het my uitgebring deur die Gees van die Here en my neergesit in die laagte en dit was vol bene. Nou hierdie wat met Jesegiel hier gebeur het in die eerste gedeelte was niks anders as hy wat 'n visioen van die Here af gekry het. Wie van julle het al 'n visioen van die Here af gehad? 'n Droom gedroom wat net van die Here af kom. Amen. Yes, amen. Jesegiel word in die Gees uitgetrek in 'n laagte in. Ons het vanoggend gesing oor die valleys. God of the mountains. En ook hier in die valleie. Die Here bring hom in 'n dorp en 'n leë gedeelte in hier waar in 'n vallei in. Vers 2, en ek sommer hier lees, en hy sê by my, en hy het my by hulle laat verbygaan, en na alle kante toe. En kyk, daar het 'n groot menigte oor die laagte gelê, en kyk, hulle was baie dol. En weet jy, het jy al ooit gekyk na 'n klomp bene wat net so uit mekaar uit lê, geskatter lê, soos 'n stukkie, soos 'n legkaart.
Weet nie, ek was nou bevoorreg om so 'n rukkie terug by Oshaka te wees, en daar het hulle so 'n ou walvisbeen wat hulle so in die middel van die gebou hang. Weet jy dat op elke een van daai bene is daar 'n nommer? Weet nie of jy dit al ooit raak gesien het nie. Weet nie wie van die was onlangs daar nie. Ek het toevallig toe ek nou die dag daar inloop, omdat dit nie my eerste keer is dat ek daar inloop nie. Toe begin ek na elke been te kyk wat daar is. En op elke been was daar 'n nommertjie. En elke been het 'n plekkie gehad waar hy moes heen gaan. Elke been in my en jou liggaam is geformeer soos 'n puzzelstukkie. Elke been het 'n plekkie waar hy hoort. Amen. Jy is gekonstrueer, vir jou dink jy vanoggend, Here, maar hoe is dit moontlik? Maar weet jy dat die Here het jou fyn beplan? Yes, Het jou fyn beplan. Hy sê in Jesaja 1, in Jesaja 1 vanaf vers 5, dan sê hy, ek het jou geken, nog voordat jy in jou moederskoot gevorm is. Met ander woorde, nog voordat jy jou voet op aarde gesit het, en voordat jy jou eerste asemteug geneem het, het God geweet wie jy is. Amen. Dorbeender is uitgedroogde bene, draaibout. Kan enige droogbeen enigiets vir jou beteken? Dis daai been wat jy vir jou hond gee. Eet maar hierdie. Kyk maar as jy nog bietjie ietsie uit kan kry. En as hy nie aan hom lank genoeg kan nie, gooi hom aan die aspek, want nou het hy geen meer betekenis nie. Geen meer waarde nie. Daar's geen plek vir hom nie. Gees van die Here bring vir Jesegiel uit na die plek toe en hy sien dat hier's dorpbene. Hier's nie meer lewe nie. Hier's nie meer hoop nie. In vers 3 sê hy, toe sê hy vir my mensekind, kan hierdie bene lewendig word? Nou as ek jou vanoggend op 'n plek moet vat, en ek sê vir jou hier's 'n legkaart, en ek sê vir jou mensekind, sonder dat jy hand verroer, gaan hierdie puzzle of gaan hierdie legkaart in mekaar inpas. Wat gaan jy vir my sê? Jy moet gebou word. Dis onmoontlik. Solank as wat ek iets in my hand het, of nie in my hand het nie, en ek moet dit by mekaar bring, kan dit nie net gebeur nie. Want as ek nie my hand verroer nie, dan kan my gedagtes nie dink dat iets soos dit werklik is nie. Is dit nie? As ek nie een van hierdie kinders moet vra wat eksamen skryf, ek gaan hom of 'n drietjie vra, dink jy gaan enige van jou toetse kan skryf en goeie punte kry sonder om enigiets op dit neer te skryf? Hoekom nie? Because this is the fruits of the labor. Is dit nie? Met my hande werk, as ek skryf, dan kan hulle sien, ek weet ten minste wat aan die gang is, nee. Die Here bring vir Jesegiel uit na 'n dorpplek toe, 'n plek waar daar geen hoop is nie, 'n vallei van dooie beendere. En hy sê vir mensekind, sien jy wat hier aan die gang is? Mensekind, dink jy dat hierdie bene weer kan lewendig word? Kind van die Here, ek wil vir jy vra vanoggend hierdie vraag. Dink jy die bene kan lewendig word? En moenie antwoord wat Jesegiel antwoord nie, want dan as jy nou nie fair nie. Wat sê jou eerste reaksie? As ek jou by 'n dorpbeendere moes bring vanoggend, by 'n plek van leegte, waar daar net 'n klomp bene moet lê, of 'n klomp stukkies puzzles, legkaarte. En ek sê vir jou mensekind, dink jy dat hierdie ding gaan net lewe hê? Dink jy dit gaan net hier opstaan? Dink jy dit kan net beweeg? Jou eerste relatiewe antwoord gaan wees is nee. Nee. Hoekom sê ons nee? Want ek dink ek moet dit met my hand vat en ek moet dit by mekaar gaan sit. En omdat ek nie weet dit waar elke been behoort te wees nie, gaan ek in elk geval 'n vlok maak van jou liggaam. So ek gaan nie eers traai nie. Maar weet jy, Here lei vir Jesegiel in die gees uit. Hy lei hom in die gees uit. En sy antwoord is net, Here, U weet dit. Here, U weet dit.
Here, myself gaan ek dit nie kan maak nie. Maar Here, wanneer dit in U is, dan begin die prentjie te verander. Wanneer dit in God se hand is, kind van die Here, en wanneer dit in die teenwoordigheid van die Allerheiligste is, dan begin hierdie bietjie 'n rooskleurige prentjie te wees, is dit nie? Weet jy dat in my laaste dae, in my matriek eindeksamen, ek kan nou vanoggend seker na dit terug verwys, het ek harder gebid as enigiets anders in my lewe. Ek kan nog nooit onthou dat ek ooit al so vir 'n wiskundige vraestel gebid het, 'n 3 ure vraestel van trigonometrie. Dan dink ek, Here, help my. Gaan dit nie maak nie. Ek sien nie die uitkomste nie. Here, dit lyk so 'n bietjie moeilik vir my. Ek het dit geslaag. Ek gaan nie vanoggend my punte verklaar nie, want dan gaan jy vir my lag. Maar ek het dit geslaag. Deur die Here se genade. Maar vers 4 sê hy, daarop sê hy vir my, Here sê vir Esegiel, profeteer oor hierdie bene en sê vir hulle, dor bene, hoor die woord van die Here. Halleluja. Halleluja, kind van die Here, wil jy nie die woord van die Here oor jou lewe hoor vanoggend nie? Amen. Nanti baba yendava. Oh, halleluja. Dorpbeendere, hoor die woord van die Here oor jou lewe vanoggend. Halleluja, vers 5. So spreek die Here, tot hierdie bene. Kyk, ek bring gees in julle, sodat julle lewendig kan word. Kind van die Here, wil jy vanoggend herleef? Wil jy vanoggend weer so 'n bietjie in heerlikheid wees? Weet jy, ek het vanoggend herlewing gesien. Ek het na Gideon gekyk. Gesien hoe dat die God se krag herlewing in hierdie jong man se lewe inbring. Terwyl baie ander gesê het, Gideon gaan dit nooit kan doen nie. Wil ek verseker het iets vanoggend gesien wat min mense besef God kan doen. Ek het gesien hoe dat hy dit, sy vrees. Weet jy, ek vanoggend dit vandag vir jy sê. Weet jy dat hierdie ou is eintlik vreesagtig om te koordans? Jy sal my nou nie vanoggend glo nie. Maar hy is ook nie seker oor homself nie. Maar ek het vanoggend gesien hoe dat hy herleef en hoe hy die vrees afskud en sê, Here, kom wat wil, ek gaan lewe. Halleluja. Bring gees in julle in, sodat julle lewendig kan word. Ek het gesien hoe hierdie jong man lewendig word, volgens ek kan seker nou nie sê hy is 'n jong man, die Gideon. Kan ek sê hy is 'n middeljong man. Hy is so middelklas. Hy is so tussen oud en jonk. Ek kan vanoggend seker net sê wat ek wil, hy sal dit aanvaar, prys die Here. Maar weet jy wat, kind van die Here? Wanneer daar lewe in hierdie bene kom, wat gebeur met dit? Wanneer die gees van God in beweeg, wat gebeur met bene? Wat is die koortjie wat ons vanoggend gesing het? Kom nou. Kom, ons het vanoggend dit gesing. The Holy Ghost will set your feet a dancing. And he will set your heart a dancing too. Is dit nie? Yes, amen. Wanneer die gees van Here in jou inkom, Gideon, dan moet daar iets in jou gebeur. Yes, amen. Hy kan nie meer stil sit nie. Dit beteken nie noodwendig ek hoef te koordans, die kind van die Here, hoor my uit vanoggend. Dit beteken nie noodwendig jy hoef te dans en almal of jou dop te hou as jy dans nie. Dis glad nie wat die woord van die Here sê nie, maar wanneer hierdie verkoeking in jou siel gebeur, dan moet daar iets gebeur. Is dit nie? Wanneer daai opgewondenheid en die krag van die Here oor jou kom, dan moet daar iets in jou binnekant gebeur. Dan kan ek nie meer dieselfde wees nie. Dan kan ek nie meer hier stil sit nie. Dan kan ek nie meer in 'n bank sit en dink, Here, maar wat nou nie? Wanneer die teenwoordigheid van God in beweeg, dan moet daar iets gebeur. Waar die gees van God is, daar is lewe. Weet jy dit? Kind van die Here, nee, jy hoor dit nie vanoggend. Hoor my weer vanoggend. Waar die gees van God is, daar is lewe. Waar die ware gees van God is, daar beweeg hy in krag en in heerlikheid. Weet jy, ek kan dit vanoggend vir jy sê, jy sal my dalk nou nie glo nie.
Maar voordat hier iets hier op die verhoog gebeur het vanoggend, staan ek hier en die Here wys vir my, sy gees trek so oor hierdie verhoog, by die platform. En toe ek dit sien, toe dink ek, Here, dis wonderlik. Maar ek kyk vir hulle terwyl dit gebeur, en ek sien hulle doen nog niks. En nou staan ek hier, en ag vergewe my as ek dit vanoggend vir jou sê, nou dink ek, Here, wil jy tog dit nie doen nie? En ek sê, Here, stuur dit. Here, bless hulle. Lord, empower them this morning. Here, stuur die krag. En weet jy, net na ek het gebid het, toe begin jy 'n jong dametjie aan klein Anoes kykie. Toe sien ek, hier begin sy te draai, en sy begin te swaai. Halleluja, want jy sien, wanneer die gees van die Here beweeg, kan jy nie stil staan nie. Jy dink vanoggend, ek beweeg deur my ou krag. Halleluja. Nantie baba, jy daar is mos lekker. Hy, weet jy dat ou wat gaan gym? Weet jy wat doen ou wat gaan gym? Oor die algemeen is daar 3 dinge wat hy doen. Of hy gaan sonder sy proteïene shake, of hy gaan met sy protein shake, of hy gaan met steroïdes, nee. Daar's 3 dinge wat ou doen, en bietjie motivering ook. Nee hoor. Free workout, daar's hy. Moet 'n bietjie aanvulling hê vir my spiere. Is dit nie? Halleluja. En dan moet ek in die spieël kyk. Ek moet eers meet voordat ek ingaan. Ek moet eers net meet voordat ek ingaan. Gaan ek ietsie kry? Maar kind van die Here, dan wanneer jy klaar is, nou jy daai inspuiting gehad het, of nou jou pre-workout, dan gaan meet jy dit weer 'n bietjie. Nou, ons gaan nou maar vanoggend sê, dit is 'n arm, 'n bo-arm workout gewees, want dis nou die maklikste om te sien, wanneer ek dit gedoen het. Dan is jou arm so 'n bietjie stywer, en hy lyk so lekker groot. En dan as jy pre-workout gedrink het, dan voel jy ook nog, ek het nog energie, ek gaan nog 'n bietjie stoot. En as jy steroïdes daai aanvulling gehad het, dan voel jy ek het nog meer krag. En dan kyk jy vinnig. En dan kyk ek hoe vinnig groei my spiere. En dan begin jy 'n maand later aan uithaal. Ek gee vir julle, ek het dit self gedoen. Begin jy 'n maand uithaal, dan begin jy te meet. Wat is die grootte van jou arm? Na elke 3 weke of 4 weke, dan begin jy te dink, nou moet ek nou begin om my gewigte te lig. Ek kan nie meer met hierdie gewigte, dit raak nou te lig vir my. Ek raak nou groter. Ek raak nou sterker. Halleluja. Ek bou so 'n bietjie krag. Nantie baba en daar. Hy, kind van die Here, en haar rukkie, dan sien jy, joh, nou lyk ek groot. Ek lyk fris. As jy net met pre-workout geoefen het, dan op 'n stadium, na so 2 jaar, dan sien jy nou nie meer jou spiere groei meer so lekker nie. Dan moet jy na die volgende beste ding toe gaan, sodat jy weer 'n bietjie kan groei. Jy sien, maar kind van die Here, wanneer ons by hierdie plekke uitkom, dan is daar iets wat in ons lewens moet gebeur. Ek kan nie meer dieselfde bly nie. Wanneer ek by die Heilige Gees krag uitkom, kan ek nie meer dieselfde bly nie. Iets in my hart, iets in my wese moet verander. Iets in my gebed verander. Iets in my Bybelleestyd verander. Iets in my wese sê, ek soek so 'n bietjie meer van Jesus. Halleluja. Ek soek so 'n bietjie meer krag. Halleluja. Ek soek so 'n bietjie meer die teenwoordigheid van die Allerheiligste. Amen. Hy, kind van die Here. Weet jy, hierdie laaste tyd, ek het dit net nou vir die gesê, ekskuus. Ek raak opgewonde, dankie Here. Dankie Here. Baie. Hierdie laaste tyd, as ek gaan bid in die aande, of in die oggendure en ek word wakker, dan begin daar so begeerte in my op te kom. So iets in my hart. Wat sê Here, ek soek net so 'n bietjie meer van U. Halleluja, Heilige Vader. Just a little bit more of You this morning. Liewe Here, vanaand as ek net op my knieë voor U neerbuig, dan wil ek 'n bietjie laer buig, want ek wil net so 'n bietjie nader aan die Allerheiligste kom vanoggend. Halleluja, ek soek hierdie kraginspuiting van die Heilige Gees. Ek wil hê dat hierdie dorpbeenere van my, halleluja, moet weer 'n bietjie in werking kom. Ek wil hê dat die Here weer so 'n bietjie dit wat slap gehang het, weer moet kom versterk. Jy sien, kind van die Here, want ons raak gemaklik. Amen. Amen. Weet jy dat wanneer ons partykeer 'n geestelike hoogte bereik, dan dink ons, Here, dit is goed genoeg. Ek het ver genoeg gegaan. Ek het bereik wat ek wil bereik het. Wanneer die Gees oor my gestort is, wanneer ek 'n salwing op my lewe het, dan dink ek, Here, dit is genoeg. Ek is vergenoeg met dit wat ek het.
Here, dit wat ek het is fine. I'm happy with this. Maar ek wil vir jou sê, kind van die Here, ons kan nie meer langer dorpbeendere wees, wat net tevrede is met die bietjie son wat op jou skyn, en die wind wat oor jou waai, en jou liggaam wat uit mekaar uitval, en jy wat voel, Here, ek het geen meer hoop nie, want weet jy, kind van die Here, baie keer, dan kyk ek om my rond, dan wag ek, ag, kan die pastoor my nie net bel nie, ek kan nou vanoggend in my omstandighede sê, Here, inspireer die moderator tog, om net vir my 'n boodskapie te stuur, om my aan te por, sodat ek kan krag kry, maar halleluja, kind van die Here, wil ek vir jou sê vanoggend, ek het nie die inspuiting van iemand anders te nodig nie, ek het nie vanoggend die lewe van iemand anders te nodig nie, I need the hand of God to move within me. Halleluja. Vers 6, en ek sal seënings op hulle lê en vlees oor julle laat opkom, en 'n vel oor julle trek en gees in julle gee, sodat julle lewendig kan word, en julle sal weet dat ek die Here is. Halleluja. Weet jy, kind van die Here, terwyl Jesegiel so profeteer, sien hoe dat hierdie beendere so na mekaar toe trek. En ek sien vanoggend so hierdie been hierbo, hierdie sleutelbeen, hoe dat hy so in plek en getrek word. En soos wat hy in plek getrek word vanoggend, begin die Here seënings oor hom te trek. Jy sien wat as hierdie been nie 'n seëning het nie, wat gebeur met hom? Dan klim hy vinnig uit pootjie uit, nee. Dan het hy niks wat hom vashou nie. En die Here trek 'n seëning so oor hom. En nadat hy die seëning aan hom getrek het, trek hom so klein bietjie vas. Hy trek hom so klein bietjie nader. Jy sien, kind van die Here, wanneer ons by God uitkom, dan maak hy dieselfde in ons lewens. Elke stukkie van jou, wat jy voel, Here, val uit mekaar uit vanoggend, kan die Here trek jy so 'n bietjie seëning daaroor, en hy trek dit so klein bietjie stywer vas, en hy sê, my kind, moenie bekommerd wees nie, ek het jou in my hand. Halleluja, ek is nog altyd die krag en jou sterkte gewees, ek was nog altyd die een op wie jy kan vertrou, halleluja. Vers 7 sê, toe ek geprofeteer soos my beveel was, en sodra ek geprofeteer het, was daar 'n geruis en kyk 'n beroering, en die bene het nader gekom, halleluja, elke been na sy been toe kyk, en daar was seëning op hulle, en daar het vlees opgekom en vel is bo oor hulle getrek, maar daar was geen gees in hulle nie. Jy's opgevul. Nou het jy bietjie seënings gekry. Nou val jy bietjie minder uit mekaar uit. Maar weet jy wat, die Here gaan 'n klein bietjie verder met jou vanoggend. Hy sit so 'n bietjie vleis en spiere hierby. Hoekom sit hy vir jou vleis en spiere hierby? Want jy moet begin beweeg. Jy moet aan die beweeg kom. Jy moet aan die werk kom. Kind van die Here, jy moet ietsie doen. Jy kan nie net hier sit nie. Jy kan nie meer net dorpbeendere wees nie. Want wanneer die Gees van die Here jou op jou kom, dan is daar iets wat in jou moet verander. Iets in jou moet begin herleef. Halleluja, elke omstandigheid van jou, soos wat ek het nou vir jou gelees het, en dit is my uitleg vanoggend aan jou, is dat die Here sê, ek wil elke omstandigheid van jou lewe nou kom verander. Ek trek die seënings oor dit vir jou aan. Bo dit gee ek vir jou spiere, ek gee vir jou vleis. Nadat hy vleis gegee het, wat gee hy dan? Dan trek jy oor met vel. Is dit nie? Nou lyk jy mooi. Nou is die puzzel gebou. Wat gebeur nou met hierdie puzzel? Niks. As hy nog steeds nutteloos. Hy moet aan die gang kom. Halleluja. Vers 9 sê, daarop sê hy vir my, profeteer tot die Gees. Profeteer mense kind. En sê aan die Gees. Halleluja. Weet jy, toe hy gebore is, toe Adam gevorm is en hy kom op aarde, nadat God hom gemaak het, soos wat ons nou vanoggend oor hierdie dorpbeendere hoor. Weet jy, toe kom God by hom aan en hy vat hom so in sy neus. En hy blaas. Wat gebeur met Adam toe hy die Gees ontvang? Toe word hy lewendig. Hoor wat sê die Here hier vir Jesegiel vanoggend. Sê daarop sê hy vir my, profeteer tot die Gees, profeteer mensekind en sê aan die Gees, so spreek die Here, kom maar uit die 4 windstreke o Gees en blaas in hierdie dooies dat hulle lewendig kan word.
Halleluja, kind van die Here. Ek wil vanoggend oor jou lewe uit profeteer, dat die Gees van God oor jou lewe sal vaardig word, sodat jy uit die dorre toestand kan opstaan, sodat jy weer in die lewe kan kom, sodat jy weer kan besef, halleluja, ek is 'n kragtige werktuig, ek moet nie net stil sit nie, ek moet nie net verwag nie, ek moet nie net hier vergaan nie, halleluja, ek moet aan die gang kom, kind van die Here. Julle verstaan nie. Julle verstaan nie. Halleluja. Dis tyd, kind van die Here. Die Here wil vanoggend vir hierdie kerk sê. En halleluja, en ek het nou gisteraand toe ek hierdie goed weer lees, die ouens sê dat hierdie is nie 'n preek eintlik vir 'n kerk nie, die is eintlik vir siele, en hierdie is vanoggend vir jou, dat die Here vir jou sê in jou omstandigheid, dis tyd om te herleef, dis tyd om op te staan, dis tyd dat jy weer jou autoriteit in Christus Jesus vat. Halleluja. My suster, so 'n bietjie autoriteit verloor. Jy het so 'n bietjie teruggestaan en gesê, Here, ek sal maar kyk wat gaan gebeur. Maar die Gees van die Here sê, ek wil in jou herleef. Ek wil jou gebruik. Ek wil jy moet opstaan. Ek wil jou tot my gebruik, tot 'n getuienis. Nanti Baba Yendaba. Li Baba Yendaba. Halleluja. Maar baie keer dan sê ons, Here, nee, moenie my gebruik nie. Here, ek wil maar net hier agter tevrede sit. Here, ek wil maar net hier wees en ek wil nie iemand moet sien die werk wat ek vir U doen nie. Halleluja. Nanti Baba Yendaba. Maar kind van die Here, dit is tyd dat ons weer in herlewing kom, dat ons weer in oplewing kom, dat ons weer so 'n bietjie opgewonde raak oor dit wat die Here vir ons gee. So maklik om gemaklik te raak. So maklik om in hierdie vallei te gaan sit en te sê, Here, dis U kapot. Dis klaar. Hierdie stryd gestry. Here, tot hier toe voel ek het 'n oorwinning gehad. En die Here wil vir jou vanoggend sê, Werner, jy het nog nie die oorwinning gehad wat ek jou wil gee nie. Jy's maar nou eers maar nog net hier. Maar laat toe dat ek in jou herleef. Laat toe dat ek my Gees in jou instoot, dat jy die krag in die hemel kan ervaar. Nanti Baba Yendaba. Halleluja, kerk van die Here. Ek wil vanoggend vir jou sê, as jy besef die krag wat daar in Christus Jesus is, die krag wat daar in God is, die krag wat ek vir myself, vir my liggaam kan gebruik nie, maar wat ek kan gebruik om vir ander te vertel van die grootheid van God, dan sal jy vanoggend sê, Here, laat my inskakel, laat my deel word. Halleluja. Twee beenere. Dis tyd dat jy herleef. Dis tyd dat jy God se Gees ontvang in jou lewe. Dis tyd dat jy sê, Here, ek ontvang dit vanoggend. Here, gee dit oor my uit. Here, gee dit oor my uit. Here, ek wil hierdie ondeurgrondelike dinge wil ek ervaar. Ek wil dit beleef, ek wil dit sien. Lord, I want to be part of this. Die 4 windstreke gaan al uit die Gees om oor hulle uit te giet. Halleluja. Vers 10 sê, en ek het geprofeteer soos hy my beveel het. Toe die Gees in hulle gekom, en hulle het lewendig geword, en op hulle voete gaan staan, 'n ontsaglike groot leer. Vers 11, en hy sê, toe sê my mensekind, hierdie bene is die hele huis van Israel. Kyk, hulle sê, ons bene is verdor. Kom nou, kind van die Here. Spraak mos so, my bene is verdor, ek het nie vanoggend krag nie. Ek het nie vanoggend die lus nie. Ag, wat gaan ek tog in 'n geval nou in die huis van die Here gaan doen vanoggend? Ek gaan maar net kerk toe, want kerk toe gaan net 'n gewoonte geword. Ons bene is verdor. Here, die pastoor het my in die week gebel, dat ek maar tog net kerk toe gaan, dat ek hom tog net tevrede gaan hou. En ons verwagting is verloor. Dis klaar met ons. Is dit nie hoe ons baie keer praat nie? Here, ons het ons verwagting verloor. Here, daar is meer niks in hierdie lewe wat my opgewonde kan maak nie. Daar is meer niks in hierdie lewe wat my tevrede kan maak nie. Ek het bereik wat ek moes bereik het. Kind van die Here, jy moet geweet dat jy God dien van diep is.
Amen. Het jy ooit geweet dat jy God dien, wat met jou 'n persoonlike verhouding wil bou? Het jy ooit geweet dat terwyl jy met hom 'n persoonlike verhouding bou vanoggend, dat hy vir jou ondeurgrondelike dinge kan wys, dat jy op plekke kan vat waar jy nooit gedink het jy jou voete sal sit nie, dat jy met mense sal praat soos jy nog nooit van tevore gedink het jy sal praat nie. Weet jy dat die Here, soos wat hy vanoggend vir klein Jurgens gesê het, hy wil hom as evangelistiese bediening gee. Weet jy, dit is in sulke tye wat jy evangeliste gebore word. Amen. Amen. As jy my nou vanoggend vra, hoe weet ek dit? Want ek kan vir jou sê, deur dor tye leer die Here vir ons wat dit is om hom te dien. Wanneer ek sê, Here, ek het my verwagting verloor. Wanneer ek sê, Here, ek weet nie wat die dag van môre vir my inhou nie, dan is dit tyd dat jy so 'n bietjie meer vasmaak en sê, Here, dit is klaar. Kind van die Here wil vanoggend vir julle sê, huis van Israel, ek spreek my lewe in julle in. Hy wil hê dat hierdie verdorde bene weer moet herleef en dat jy weer moet opstaan en in krag en heerlikheid moet beweeg. Hy wil weer hê dat jy moet beweeg en sê, Here, sonder U wil ek dit nie maak nie. Halleluja. Net hierdie krag en hierdie salwing is vanoggend wat my behoud sal bly. Net hierdie krag van U sal ek vanoggend my voete in U vind. Amen. Ek gaan net oorgaan na vers 14 toe. En hy sê, en ek sal my gees in julle gee, dat julle lewendig kan word. Halleluja. En ek sal julle vestig in julle land, en julle sal weet dat ek die Here dit gespreek het en gedoen het, spreek die Here. Halleluja. Romeine 8 sê, dit wat in die vlees is, kan God nie behaag nie. Julle is egter nie in die vlees nie, maar in die gees. As naamlik die gees van God in julle woon. Maar as iemand die gees van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Maar as Christus in julle is, dan is die liggaam dood vanweë die sonde, maar die gees is lewe vanweë die geregtigheid. Weet jy dat jy vanoggend lewe, en dat terwyl jy nog vanoggend hier sit, en terwyl jy die gees op die lewe ervaar, dan wil ek vir jy sê, dat weet jy dat die Here is nog nie klaar met jy nie. En al voel die Here, ek ervaar nie in hierdie oomblik die gees nie, wil ek ook vir jy sê, dit is nie ekabot nie. Dit is nie klaar nie. Halleluja. Weet jy wanneer is die dag wanneer dit gaan klaar wees? Wanneer hierdie blou arseer gaan skeer, en wanneer daar 'n getrompeter vanuit die hemel uit gaan kom, en wanneer daai wolk hier op die aarde gaan neerdal, en ons by die krag van God gaan uitkom, nie voor dan is dit klaar met hierdie aarde nie, nie voor dan gaan die God sy gees terugtrek oor sy mensdom nie. Ja, dis joune vanoggend. Dis joune vanoggend. Dis jou tyd vanoggend om te sê, Here, herleef in my hart. Here, ek het 'n begeerte en 'n behoefte na U. Here, ek het 'n verlange in my hart na Jesus. Here, ek het 'n verlange om U te sien. Here, ek het 'n behoefte dat U weer in my hart sal aanraak en dat U in my gees en sal spreek soos nog nooit van tevore nie. Dis weer tyd, kind van die Here, dat in plaas daarvan dat jy 'n preek van iemand anders te gaan luister op jou foon 10 hierdie aand, dat jy eerder gaan sê, Here, ontmoet met my in my kamer. Ekskuus, ek sê nie moet die ander predikers luister nie, is glad nie wat ek sê nie. Maar kom die tyd uit saam met God. Kom die tyd uit saam met die Here. Môreoggend, as jy nie besig is nie, jou pad is iewers teen, sit dit op, luister dit. Kyk daarna. Wanneer jy alleen is, en jy voel, Here, ek soek net 'n aanraking. I need a sweet touch of your hand, Lord. In plaas daarvan om angstig rond te kyk, soek hom so 'n bietjie in jou binnekamer. Dat sy gees weer so 'n bietjie met jou praat. Dat hy weer so 'n bietjie vanoggend met jou ontmoet. Dat sy teenwoordigheid so 'n bietjie weer jou hart kom ontvul. Halleluja. Ek wil die musikante vra om vorentoe te beweeg vanoggend. As daar iemand is wat vanoggend nog sê, Here, ek voel ek is verdor. Ek voel ek is nog 'n bietjie leeg. Ek voel nog 'n bietjie angstig. Here, ek verlang na die dieptes van U. Wil ek jou vra, kom ons sluit en ons buig ons hoofde net so vir 'n oomblik vanoggend.
sweet Spirit, sweep over my soul. My soul, sweep over my soul, sweet Spirit, sweep over my soul. Here, ons sê vir U dankie vanoggend. Here, dat U nog ons, Here, raak sien en dat U ons nie verlaat nie. Dankie, Here, dat U nog in ons lewe wil inspreek en Here, dat U nog in ons harte wil inwerk. Vader, dankie dat ons weet dat U soete Heilige Gees vanoggend, Here, hier oor ons siele waai. En Here, ons weet dit is nie 'n menslikheid nie, maar ons weet dat ons dien 'n God van hemel en aarde. En Here, ons weet dat ons vanoggend U nodig het. Here, nou meer as ooit van tevore. Here, nou meer as ooit van tevore, Vader, wil ek bid dat U heerlikheid en U krag en Here, U salwing, Here, oor elkeen sal neerdal. En Here, dat elkeen U sal ontvang, Here, soos dit in hulle harte is. Dat U hulle harte sal werk en hulle sal aandoen met krag. Ek dank daarvoor, Vader, aan U bring ek U die lof, die eer en die aanbidding, Vader. Amen en amen. Halleluja. Amen. Amen. Numeri 6:24 sê, die Here sal jou seën en jou behoed. Die Here sal sy aangesig oor jou laat skyn en jou genadig wees. Die Here sal sy aangesig oor jou verhef en aan jou vrede gee. Amen. Amen. Vader, dankie vir die voorreg wat ons kon geniet weer eens vanoggend om te kon ontvang uit die hand van die Here. Here, my gebed vanoggend is dat U Gees, waar ook al ons beweeg, met ons bemoeienis sal maak en ook die naprediker sal wees van die woord, Here. Dat U ons opnuut sal kom invul en hervul, Here, met U Gees. Here, dat U nuwe vlees, nuwe vel oor ons sal trek, Here, maar dat U ons beende sal lewendig maak. Here, dat ons kan lewendig wees vir 'n lewendige God wat ons dien. Here, met wie ook al ons in aanraking kom daar buite, Here, dat hulle ons nie sal raak sien nie, maar die God wat in ons is. Here, dat hulle U Gees in ons sal raak sien en dat hulle ook sal smag na dit wat ons het. Here, nie tot eer van ons as mens nie, maar tot eer en aanbidding van 'n lewendige God. Here, die voedsel wat voorberei is, Here, seën dit. Die finansies, Here, seën dit. Here, seën ons ook waar ons nou na ons huise toe gaan en bring ons ook weer vanmiddag veilig by mekaar, is my gebed in Jesus naam. Amen en amen.